Dit is en bly ons elkeen se beginpunt. Kom Heilige Gees en daal oor ons heen. Ons wag vir U. Here, mag ons beginpunt, mag alles waaruit ons energie kry, mag die ding wat ons motiveer, maar die ding, mag ons lewe gebou wees op U. Op U Gees, U Heilige Gees wat ons lei en wat ons help. In alles wat ons oral doen en alles wat ons sê. Here, mag U Heilige Gees my lei. Mag ek sensitief wees teenoor U Heilige Gees. Mag ek braaf genoeg wees om te doen wat gevra word. Here, dankie vir die geskenk van die Gees. En mag ek hom nooit miskyk nie. Amen. Amen. Vriende, jy kan jou sitplek neem net eers daarso waar jy is. Het is lekker om hier vanoggend by mekaar te wees, waar ons lekker al in Februarie sit. Yes, dit voel asof hierdie jaar spoed het soos geen ander spoed nie. En ons skop 'n lekker nuwe reeks af wat ons noem The Jesus Way. As jy nou sien 'n klomp jong mense beweeg uit, jy hoef nie te stres nie. Dit is ons tienerkerk, ons graad 7's, 8's en 9's. Hulle kom nou by mekaar en hulle gaan 'n bietjie bedien word daarso ook saam. So as jy iemand in daai ouderdom is en of het, hulle is welkom om nou daar by mekaar te wees. Ons 'n nuwe reeks wat ons afskop, The Jesus Way, en vir die volgende paar weke gaan ons reis deur Matteus 5 tot Matteus 7, en ons nooi jou om regtig saam te reis. Hierdie is die bergpredikasie, Jesus wat kom en hy kom leer en hy kom sit vir ons kennis en wysheid neer. So hoe veel beter in 'n volg my jaar waar ons sê, yes, die Here lei my sodat ander mense my kan volg. Hoeveel beter is dit nie om so 'n jaar af te skop by dit wat Jesus gesê het nie. Hoeveel beter om nie af te skop en te sê, Jessie, kom ons leer by die ware leermeester oor hoe om te leef en hoe om te wees. So ek het jou die afgelope paar weke sê ons nooi jou, bring jou Bybel saam, ons gaan lekker saam lees uit die Bybel uit. En wat interessant is ons gaan 'n paar keer daaroor gesels en ek wil net so 'n konsep neersit, is ons gaan 'n bietjie praat oor die omgekeerde koninkryk. En wat ons daarmee bedoel is, in die tyd wat die Bybel geskryf was, was daar 'n baie sterk militêre mag, die Romeine was daar gewees. En hulle het geheers deur geweld, hulle het geheers deur mag en krag, en hulle het hierdie fantastiese padstelsel gehad waarop almal kon beweeg, en hulle het die militêre mag gehad wat so goed en so sterk was. Hulle was die baas, hulle was die mense wat geheers het, en Jesus kom, en wanneer hy die koninkryk van Jesus neersit, kom sit hy dit andersom neer. En hy gebruik woorde en konsepte wat die Romeine as sag sou geaard het, of sig sag sou geag het. Hulle sou dit gehoor het en gesê het, nee, maar dis nie regte mag nie, dis nie regte krag nie, dis nie regte gesag nie, maar Jesus kom en hy kom sit 'n andersom koninkryk vir ons neer. En ek dink as ietsie heeltemal anders is as wat jy dit verwag, vir alles dit van Jesus afkom, is dit tyd dat ons ore lekker skerp maak, ons hoor lekker wat hy sê. So kom ons skop dan nou daarso af, ons gaan begin om saam te lees Matteus 5 vers 1 tot 12. Ek nooi jou as jy jou Bybel het om hom uit te haal, om saam te lees as jy hom op die foon het, as jy nie het nie, hy gaan op die skerm wees. Ek lees vandag uit die 2020 vertaling uit, kom ons lees dan daar Matteus 5 vers 1 tot 12 saam. Het begin, hoofstuk 5 vers 1. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het na hom gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê, gelukkig is die armes van gees. Die ouer vertaling het ons ook gesê, salig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word, ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gelukkig is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. En dan vers 12, wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemel.
hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. So 'n fantastiese stuk skrif wat Jesus neersit. En dadelik hoor ons daai andersom koninkryk. Die Jesus wat kom en hy kom sit goeders heeltemal anders neer as wat ons dit dalk verwag. En wat moeilik is Jesus kom en hy kom kondig aan die omgekeerde van die waardes van die wêreld. Dat baie keer dit wat ons as goeie waardes sal sien, kom Jesus en hy kom gee die teenoorgestelde daarvan as goeie waardes. Hy kom en hy begin half harte verander. Hy kom draai hierso aan die begin van jou menswees en wat hy doen is hy gee vir ons kans om te sien hoe lyk dit as God se heerskappy werklik aan die werk is. Jesus kom en belangrik is, hy kom sê nie net hierdie nie, Jesus kom en hy kom leef hierdie ander manier. Jesus kom en sy manier van praat en van wees, kom doen hy heeltemal anders. Vers 1 as hy begin sê hy, toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan, en hy het gaan sit, en sy disippels het na hom toe gekom. So daar's 'n magt om mense, en die eerste ding wat hy nie doen is om 'n mikrofoon te gryp nie, die eerste ding wat hy nie doen is om almal in rye te kry, of sodat almal moet nou stil wees nie. Hy gaan terug, hy gaan sit, hy nooi sy disippels nader, en hy begin vir hulle leer. Hy trek weg van die skare af, hy gaan sit, en hy begin om sy disippels te beïnvloed. Jesus se manier van dinge doen is heeltemal anders. Hy staan nie daar en sê, doen soos ek doen nie. Maak soos ek Jesus maak nie. Nee, hy sê, kom nader en kom leer van my. Kom nader en kom hoor wat ek sê, kom sien wat ek doen. Die belangrikste ding vir ons om hier raak te sien, as ons Christen geloof is nie een wat ons van ver af 'n boek van reëls sien, of van do's en don'ts nie. Nee, ons word genooi na 'n naby disippelskap saam met Jesus. Ons word genooi in verhouding in saam met hom, sodat ons kan gaan sit by sy voete en kan gaan leer van hom af. Die koninkryk wat Jesus dan aankondig, is ook nie een wat ons verwag nie. Dit is nie een van magdom en rykdom nie, dit is 'n anderste manier van hom neersit. Ons lees saam in Matteus 4 vers 17, so 'n bietjie vroeër. Hy sê vers 17, van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is op pad. So hy is besig om hierso nie te praat oor 'n koninkryk van eendag nie. Hy praat oor die koninkryk van vandag. Hierdie koninkryk wat op pad is, die koninkryk wat hierso aan die werk is. Hy sê daai koninkryk lyk so, dat gelukkig is die sagmoediges. Gelukkig is die wat treur. Hy sê dit is hoe dit lyk, wanneer ons sien dat God nou koning is. En dit moes baie moeilik gewees het vir 'n Joodse volk om te hoor. Dit moes vir hulle 'n massiewe uitdaging wees, want nog altyd het hulle 'n verlossingsmanier van dink gehad. Was in Egipte vasgevang, Moses kom en daar's groot verlossing vir hulle gewees. Daar's ballingskap en daar is verlossing vir hulle. En hulle sit hierso en die verwagting is hier moet 'n Messias kom en hy moet kom en 'n ander manier kom neersit. Hy moet verlossing bring vir hulle sodat hulle nie meer hierso is onder die Romeinse mag wat vir hulle vasdruk nie. En hier kom Jesus, die Messias vir wie hulle gewag het, die goeie nuus, die een wat hoop bring, en hy sit voor hierdie mense wat verdruk is en wat sukkel en hy sê, gelukkig is die wat treur. Gelukkig is die sagmoediges. Ek kan dink dat meer as een van hulle bietjie onseker was. Dat meer as een van hulle het gesukkel met dit wat Jesus besig is om neer te sit. Die Romeinse ryk was so gewees dat 'n Romeinse soldaat kon vir enige Jood gesê het, jy sal nou my sak dra vir 'n myl. Jy gaan nou vir my help, jy gaan nou werk hierso. Hulle was nie mense wat keuses gehad het of hoog geag was nie. Hulle was onderdruk daarso. En die wêreld sit so, en die Romeine sit daar en hulle sê dat mag beteken ek het beheer. Hulle sê dat sukses is rykdom. Hulle sê dat seëning is wanneer jy oorwinning ervaar. Wanneer daar oorwinning is en kom verskillende plekke, dan is jy geseën. En Jesus kom en hy sit net iets anders neer. Hy kom en hy sê, dat as jy regtig aan God behoort, dan lyk jou lewe anders as wat die wêreld dalk rondom jou doen. Wanneer jy werklik aan God behoort, dan is die wêreld se maatstaf nie die maatstaf waaraan jy jouself kan meet nie. Gelukkig is die sagmoediges, gelukkig geseënd is die wat vervolg word.
dit gaan nie net oor hoe dit dalk nou lyk of voel nie. Dat daar 'n ander manier is wat neergesit word. En ons besef dat hierdie saligsprekinge openbaar eintlik vir ons 'n hart van 'n koning. Dit kom sê vir ons wie en wat Jesus is en wat hy vir ons hier neerkom sit. Dit kom leer ons iets van God wat sy koninkryk hier op aarde gaan kom vestig. En wanneer ons luister na die woorde van hoe iemand in hierdie koninkryk beweeg, dan leer ons baie van God se koninkryk af. Wanneer ons luister na hierdie woorde, dan moet ons besef dat hierdie is nie net reëls wat vir ons neergesit word sodat ons moet in lyn wees met hierdie koninkryk nie. Dit is nie regulasies wat as ons hierdie doen, dan doen ons goed genoeg nie. En ek dink vir ons selfs vandag is dit 'n moeilike konsep. Want alles in ons samelewing, alles wat jy doen, gee vir jou stappe om dan by 'n eindbestemming uit te kom. Dit gee vir jou stappe en dan 'n resultaat. As jy hou van plante en jy sien iets wat nie lekker is op jou plant nie, haal jy jou foon uit, dan neem jy 'n kiekie mos nou van hierdie gogga, dan Google jy, wat se gogga is dit? Dan sê Google vir jou, dit is 'n so wurm en so. Dan wat is die stappe om hierdie ding uit te roei, sodat jy die resultate kan kry wat jy wil hê? As jy enige pakkie om te bak by die winkel koop, of jy koop een of ander kos daarso, dan staan die stappe op. Jy kan deesdae iets koop wat nie eens gemaak is vir 'n resepie, dan sê hulle recommended. Sit hierdie stappe, maak hierdie goeders by. As jy hierdie en hierdie doen, dan gaan jy by die eindbestemming kom. En elkeen van ons doen dit. Ons dink as ek so leef en so maak, sal ek by hierdie eindbestemming uitkom, maar ons kry nie reëls wat vir ons sal help om te verdien dit wat hierdie koninkryk is. En nee, ons kry 'n beskrywing van mense wat deur God se heerskappy gevorm is. En dan moet ons kop 'n klein bietjie kan draai, om te sê as hierdie die simptome is van 'n mens wat verander is deur God se heerskappy, is dit nie stappe om daar te kom nie, maar eerder iemand na wie ek kan kyk, wat gevul is met God se gees. Iemand na wie ek kan kyk om vanaf te lees. Ons lees goed soos, geseënd is die armes van gees, wat dadelik nie moet sin maak nie, totdat ons dieper lees en besef dat die armes van gees is mense wat besef, ek is volkome afhanklik van God. Ek kan dit nie op my eie doen nie, my eie gees is nie sterk genoeg nie, hy kan dit nie reg kry nie, ek is afhanklik van God, so geseënd is daai persoon. Ons lees dat geseënd is die mense wat treur, mense wat gebrokenheid in hierdie wêreld ernstig opneem. Mense wat se hart soos God se hart is. Ons lees en sê, geseënd is die sagmoediges, mense wat nie mag misbruik nie. Mense wat uitkyk vir die mense wat rondom is. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle is mense wat smag na God om reg te maak, God se heerskappy om herstel te bring aan die wêreld, sodat dit kan wees soos wat God dit gemaak het. Sien, wanneer ons hierdie deurlees, dan sien ons hierdie is mense wat God het hulle hele menswees oorgevat, daarom die simptome van hulle menswees wys vir ons sy koninkryk. Hierdie is mense in wie ons sien dat God se toekoms reeds besig is om na die hede toe deur te breek. En is dit nie lekker om so iemand te ken nie? Is dit nie lekker om iemand te ken wat, wanneer jy met hulle tyd spandeer, dan kry jy so 'n smaakie van wie en wat God is nie. Dan kry jy so 'n ervaring van wie hy is en hoe hy praat en hoe 'n wêreld saam met hom moet wees nie. Die saligsprekinge beskryf nie vir ons 'n ordentlike Christen nie. Dit beskryf Jesus se eie lewe as die volmaakte voorbeeld van God se heerskappy hier op aarde. Jesus het gekom as lewende saligspreking. Jesus kom om volkome vir ons te kom wys, hoe lyk 'n lewe waar God se koninkryk aan die werk is in en deur hulle lewens. As julle saam met my draai daar na Filippense 2 vers 5 tot 8 toe, en dan lees ons gou 'n oombliekie daarso saam. So Filippense 2 vers 5 tot 8 begin. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Want hy, dit wat Jesus is die gestalte van hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak. Hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem en aan mense
gelyk geword. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, tot die dood aan die kruis. Jesus kom, die voorbeeld van hierdie koninkryk. En hy kom nie om hierdie reëls en regulasies neer te sit nie, hy kom om hierdie manier van 'n anderste om koninkryk vir ons te kom toon. Jesus was arm van gees, in die sin dat hy volkome en volledig afhanklik was van die Vader. Dis hoekom hy weggebreek het, dis hoekom hy gebid het, dis hoekom hy tyd saam met hom spandeer het. Jesus was sagmoedig en nederig gewees. Hy het die gebrokenheid in die wêreld raak gesien. Jesus het getreur. Jesus was een wat ter wille van geregtigheid bereid was om vervolg te word. Hierdie bergpredikasie van Jesus word afgeskop met 'n uitnodiging na elkeen van ons om anders te kom dink aan dit wat belangrik is. Om anders te kom dink aan dit wat Jesus kom neersit het, hoe hierdie koninkryk kom werk. Om na hierdie portret van Jesus self te kyk. Om te kyk na hierdie omstandighede en 'n uitnodiging vir ons te sien. So in hierdie konteks is die belangrikste uitnodiging vir ons om te besef waar ons begin het in Matteus 5 vers 1. Jesus het homself een kant toe geneem. Hy het gaan sit en hy het sy disippels nader gebring. Die uitnodiging hierso, in wie en wat Jesus is, en wie hierdie koninkryk is wat hy neersit, is dat Jesus nooi elkeen van ons om nader te kom na hom, om by sy voete te kom sit, om disippels van hom te wees. Om nie te kom lees wat hy kom doen het, of ver weg dit te sien as reëls en regulasies, of stappe van 'n resep, sodat ek hierdie eindbestemming kan bereik nie. Nee, jy word genooi om saam met hom te kom wandel. Dat hy inspraak kan hê in hierdie plekke van ons hart wat ons sukkel mee. Dat ons met hierdie gedagtes van mag en gesag kan ophou sukkel. Dat ons kan sien dat gelukkig is die wat treur. Gelukkig is die sagmoediges, gelukkig is die wat vervolg word. En as uit daai konteks uitkyk, dan raak nagmaal ook 'n ander ding. Nagmaal is dan nie net Jesus wat gekom het vir verlossing nie, wat dit is. Jesus wat gekom het om ons te verlos van sonde en die dood af nie. Nagmaal raak ook ons koning wat ons naby genooi het. Ons voorbeeld vir disipel wees, die een wat by wie se voete ons kan sit, by wie ons kan reis, daai een het homself opgeoffer vir ons. Daardie een het van homself gegee, sodat 'n ander manier van lewe moontlik kan wees. 'n goddelike, koninklike manier. Een waar ons nie by ep hoef te wees met wat hierdie wêreld bied, of verwag nie. Waar ons nie onder die reëls en regulasies van hierdie wêreld moet meet, of ons suksesvol is of nie. Waar ons kan kyk na ons koning. Ons kan onsself meet op sy standaard. En wanneer dit moeilik is of daar vervolging is, dat ons kan sê, yes Here, dankie, dat U vir ons 'n ander maatstaf kom neersit het, want eendag gaan ons saam met U sit. Mag ons nie ons eie kop eerste volg nie. Mag ons volg dit wat Jesus vir ons kom neersit het. So terwyl die beleefspan vorentoe kom om vir ons nagmaal uit te deel, wil ek vir jou nooi, kom nader. Laat jou hart gevorm word deur Christus, wat jou nooi om by sy voete te sit. Leef as 'n teken vir God se heerskappy. Ons gaan nou nagmaal saam neem, en nagmaal is 'n simbool van Jesus se liggaam wat gebreek het vir ons, en sy bloed wat gevloei het vir ons, sodat ons 'n ander manier van lewe kan hê. Jesus aan die kruis is ons verlossing. Sodat ons nie onsself hoef vas te hou aan hoe die wêreld leef nie. En die band gaan vir ons 'n fantastiese lied doen met die naam The Jesus Way. En terwyl ons hierdie lied gaan saam sing, wil ek vir jou nooi. Hierdie gebed wat ons nou gaan saam sing, wat ons saam gaan proklameer, mag dit een wees wat val in jou hart. Wat sê, mag die Jesus manier, mag die Jesus way een wees wat my lewe beïnvloed. Mag ek in hierdie jaar deur Jesus te volg, iemand wees wat gemaklik kan sê, volg my. Want dit wat ek doen en dit wat ek sê en daar wat ek gaan, is die Jesus manier.
Ek gaan vir ons bid en dan gaan die beleefspan begin uitdeel. Here, dankie vir die voorreg om U as sentrale punt binne in ons geloof te kan vashou. Here, dankie vir die koninkryk wat neergesit was, vir die verlossing wat moontlik gemaak was. Here, mag the Jesus way my manier wees. Mag my woorde, mag die manier hoe ek optree, 'n goddelike manier wees. En mag oral waar ek gaan, elke opoffering wat ek maak, my nader bring aan U. Amen.